Net kortliks, wanneer het u elkeen begin betrokke raak? Ons het ek en my vrou het 'n jaar lank Bybelskool gedoen. En in daai Bybelskool het ek besef wie Jesus Christus werklik waar is. Aan die einde van die jaar is ek uitgedaag gewees om wat maak ek nou met hierdie insigte, en van daar af het die evangelisasieproses vir my begin. Amen. Dankie. Ja, basies in 'n konteks van ons was op 'n fietstoer gewees en die Here het baie duidelik my daar gesê, wat maak jy met jou lewe? En toe ons teruggekom het dit 'n totale omswaai gewees. Die Here was meer belangrik as wat my fietsryloopbaan was. En waar ek elke dag 4 ure fiets gery het, het ek begin 4 ure Bybel studeer, en die uurtjie wat ek, of halfuur wat ek gewoonlik aan Bybel studeer, het ek aan fietsry toegeëien. En dit het my hele lewe verander. En dit is waar dit begin het. Amen. Nou is jy fiks. Evangelisasie fiks. Ek het begin betrokke raak op 'n baie interessante manier, baie kort nadat ek in die kerk ingekom het. Kort verhaaltjie, in die vorige, ek is deur 'n verskeidenheid van kerke beweeg in my lewe as gevolg van agtergrond. En die laaste kerk waarin ek was die Baptiste kerk gewees. En ons het 'n program opgestel waar die jeug nou sal gaan kuier by verskillende mense. En in die tussentyd het ons studies bygewoon, Adventiste geword, gedoop, en toe kom die klomp mense die Vrydag aand vir die jeugbyeenkoms, en toe is ek binne in die ding ingeforseer, of ek wou of nie, maar ek dink dit was die regte ding op die regte tyd, plek en manier. Amen. Ek sal sê 5 jaar terug het ek, soos die Engelsers sê, heartburn gekry. En dit het my gedryf. Ek het besef, ek het te min olie in my lamp. Iets moet ek doen. En ek het die woord gegryp en daar het geleenthede gekom. En is gevolg van vriende. Het die vriende na my toe gekom en daar het pos begin beskikbaar word by Elofsdal. En ek het dit aangegryp. En so het my roeping verder net meer en meer uitdagend geword, maar ook meer vervullend. Amen. Ek is Chanel van Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Ek moet sê, ek is 'n 4de generasie 7-dag Adventist, so van kleins af het ek nog altyd 'n passie gehad om vir die Here te werk. Dit was actually een van my drome om 'n evangelis te gaan wees. Maar ongelukkig het die wêreld my op 'n stadium ingesluk, maar ek was bevoorreg om in 'n gemeente groot te word waar my gemeente my die geleentheid gegee het om gawes te ontwikkel en te kon voorpraat en te kan sang doen en Bybelstudies ensovoorts. En so 'n paar jaar terug, toe die Here my nou weer uit die wêreld uit kry en terug, het ek ernstig begin bid sodat ek self die Bybel kan leer en studeer en verstaan vir myself, en 'n nuwe passie het in my begin. En so 3-4 jaar terug by se Dawenkamp vergadering, leraar Mike Smith was een van die hoofsprekers. En daai maandag het ek by die huis gekom en met my man gepraat en ek het vir hom gesê, ek kan nie meer in die wêreld wees nie. Ek is in corporate, ek weet ek is jonk, maar ek kan nie meer geld chase in sales nie terwyl ons weet hierdie boodskap moet uitgaan nie. En 'n maand later het ek my werk bedank op 'n baie jong ouderdom, wat 'n groot risiko en ek dink mense sal dink baie silly wees. En ek het net besluit saam met my man, ek gaan my lewe toewy aan die Here. En my gemeente het my die geleentheid gegee om dit te kon doen in verskillende bedieninge en ek het dit voltyds gedoen wat ek in die gemeente gedoen het. Ongelukkig hou die Satan nie vir sulke goed nie. En toe bring die Here Adventiste Wêreldradio Afrikaans oor my pad. Dit is nou nog iets waar ek bewoor raak. 2 dae voor Satan deur mense dit toe vir my gemaak het God in sy voorsiening hierdie stasie oopgemaak wat 'n nuwe bediening is, wat ek meer kon ingaan en nou meer die Bybel vir myself kan verstaan en deel met ander. Amen. Baie dankie Chanel. En leraar Hendrik, waar het dit vir jou begin? Ek het
so 18, 19 jaar terug myself bevind in 'n baie klein dorpie in die korporatiewe wêreld, klein dorpie Lichtenburg. En min wetend het ek hierdie kerkie begin bywoon dat hierdie kerkie is all hands on board. Die kerkie is nie op so 'n manier opgestel dat helfte van die kerk net kan kerk toe kom nie. Almal moet 'n bydrae lewer. Dit was 'n klein groepie mense en soos ek net ingetrek of ek nou voorbereid was of nie in hierdie kerkie en ek moes begin bedien in die gemeentetjie. En daar het die roeping tot my gekom om voltyds vir die Here te werk. En soos ek Helderberg toe, op Helderberg het ek gedink dit gaan nou baie akademies wees en ons gaan preek en ons gaan allerhande groot kerkdinge aanpak. En terwyl ek op Helderberg was, het die Here begin deure oopmaak vir my heel op interessante maniere wat 'n gesprek is vir 'n ander dag om met mense te doen begin kry wat 'n belangstelling in die Bybel het en Bybelstudies wil hê. En daar het ek begin met persoonlike evangelisasie, wat bietjie anders lyk as korporatiewe evangelisasie, ons sal nou daaroor gesels. Maar daar het ek begin om persoonlik met mense Bybelstudies te begin doen, en die Here het net daar die bal aan die rol gesit, dat dit net gebly het. En ja, so ek het nie, soos Artis hulle en van die ander ouens groot wonderwerkgetuienisse nie, maar die Here het daai deurtjies klein een vir een oopgemaak, om my uiteindelik te kry, waar ek dalk iemand vir hom kan bereik. Amen, baie dankie Leraar Hendrik. Nou wil ek julle vra, julle het nou vir my gesê, wanneer julle begin het, jy weet hoe dit begin het, maar wat doen julle nou? Dis wat ons wil graag hoor, waarmee is julle nou besig in die Here se winge? Ek het, so 10 jaar terug het ons by Pretoria Oos nog 'n evangelisasie projek begin, en ek het aangebied om die ontwikkelingswerk van 'n webblad te begin. Almal het insette gelewer, artikels en so aan wat ons vertaal het, en ons het die webblad eindtydgebeure.com begin. En ek administreer nog steeds die webblad, en daar's artikels wat vertaal word van ander bronne af, so dit hou my lekker besig. Ons het nou begin op Facebook, wat ons ook artikels plaas, wat so 'n bietjie mense trek dan na die webblad toe. So dis die hooflyn. Uit dit is daar nou WhatsApp groepe wat begin het, wat ons Gees van Profesie klankgrepe daarop plaas vir mense wat dit op WhatsApp elke oggend kry. So in terme van persoonlike bediening is ek daar betrokke, en dan hier by Philadelphia is ek die hoof van die persoonlike bedieningsdepartement. Baie dankie. Ja. André? Op die oomblik is ek betrokke hierso by Philadelphia, by die Lewenshoop Senter. En dis waar ons mense daagliks ontmoet. Mense wat inkom, en daar's baie verhale wat vertel kan word, maar ons is hier om mense te ontmoet waar hulle is, en ook te ontmoet op die vlak waar hulle is. En hulle so Jesus se vriendelikheid en sy liefdevolheid kan wys, en net, weet jy, ons is net soos ander mense, weet, ons is nie, daar's baie dinge daar buitekant wat rondloop en dit, maar ek dink as jy eers begin meng, en jy ontmoet 'n persoon waar hy is, en om te sien dat, weet jy, hierdie is ook mense wat die Here aanbid, en daar's niks vreemd aan ons nie, ons is presies dieselfde, maar vir een of ander onverskynlike manier is baie mense bang vir ons, en ons probeer daai afbreek hierso by die Lewenshoop Senter, en ons is hier betrokke elke dag. Wonderlik, julle bly ook hier, né? Ons het hier gebly op die perseel, maar dit was 'n bietjie rof geweest. Dankie. Wel, my vrou hier langs my is Bybelwerkster, en sy het my die afgelope tyd redelik ingetrek, en sommige van die studies wat ek tans mee betrokke is, sy was besig om te werk met 'n paartjie, en dinge het nie so lekker gegaan nie. En toe vra sy vir my, kom gesels asseblief met die man, want ons het so 'n bietjie hulp nodig. En ja, wel, dis nou omtrent 4 jaar, of iets in daai lyn wat ek besig is met die betrokke persoon, en die groepie het in die tussentyd aangegroei, en so op hierdie stadium elke woensdag aand, so 8:30 se kant, wat redelik laat is, het ons aanlyn of oor 'n WhatsApp groep het ons 'n Bybelstudie. Ilse het ook kontak gehad met iemand anderster, en die persoon het
sy het 'n bietjie gesukkel en ongemaklik gevoel. Was 'n man gewees en sy het gesê nee, maar ek het 'n bietjie hulp nodig. So op hierdie stadium kom kuier hy vir ons elke donderdag aand. Op hierdie stadium Vrydag aand, my dogter het 'n kerel ontmoet waarop sy smoor verlief is en ek is besig om hom op 'n Vrydag aand te indoktrineer. Amen. So ek moet erken, ek en Ilse werk fantasties saam as 'n spannetjie en baie keer gebeur dit dat ek nie 'n studie kan gee nie of sy kan nie 'n studie gee nie en dan neem die ander enetjie oor, dan vat sy die klas of ek vat die klas. Ons het ook ons mense wat op 'n Sondag aand na ons toe kom en die probleem wat ek het is as gevolg van my werk kan ek nie altyd op 'n Sondag aand by die huis wees nie. Ek kom redelik laat by die huis. En dan sy die gelukkige een om die studie aan te bied vir daardie aand. En dan die volgende week as ek nie werk nie, dan is dit weer my beurt. So Wonderlik. werk eintlik baie goed. Dankie. Ilse? Ek sal sê waar jy gaan, daar is jou evangelisasie. Maak nie saak of jy net gou winkel toe gaan nie. Maak nie saak of jy stop by 'n petrolstasie nie. Maak nie saak of dit 'n ou huis is of enige plek waarin jy gaan. Op die oomblik is ek ook besig om vir iemand te bedien in 'n ou huis. Sanet het my betrokke gekry daarbey. En baie keer begin dit net deur 'n glimlag. Baie keer begin dit net deur gaan doen dit net. Ek hou van daai T-shirt wat sê just do it. En as jy nie sien iemand kom daarby uit nie, gaan doen jy dit. Moenie vir ander sê om dit te doen nie, gaan doen jy dit. As jy vashak, gaan vra vir ander. Maar ek sal sê as jy die geleentheid sien, gryp dit aan want dit mag dalk nooit weer by jou kom nie. En dan ook jou bure. Jy kan maklik kontak maak met jou bure. Nooi hulle uit vir Bybelstudie. Jou bure voor jou, agter jou, links, regs. Jou straat. Ons het 'n straatgroep, 'n sekuriteitsgroep. Op daai groep sit ek daarop. Is iemand eensaam vandag? Laat weet my. En dan kan ek altyd vir daai persoon gaan bid, ondersteun of help. Die geleenthede is ontsaglik groot. 'n Mens moet net jou oë oopmaak en kyk en ook leiding vra vir die Here. Here, wie wil U hê moet ek vandag besoek? Wie wil U hê moet ek vandag gaan sien? Amen. Baie dankie. Nou? Toe tannie Ilse nou gesê het Sanet en vir my kyk, Sanet is eintlik my ma. 'n Leraar het gevra wat doen ek heiliglik? Ek doen my deel. Ek glo ons almal wil huis toe gaan en ons weet Matteus 24 sê die evangelie moet eers uitgaan en dan sal die einde kom. So met Adventiste Wêreldradio Afrikaans, ek glo regtig daar is 'n program vir elkeen. Ons het programme van 1 minuut, 5, 10 minute, 'n halfuur, 'n hele reeks waardeur mense kan werk. So daar's regtig 'n flavour, as ek dit so kan sê, vir elke persoon daar buite. En Adventiste Wêreldradio Afrikaans gaan in huise in waar tannie Ilse hulle nie noodwendig kan ingaan nie. Gaan in plekke in waar die mense wat bang is vir oom Andrei en wat nie noodwendig, of nie oom Andrei nie, maar die kerk. Maar daar is deure en familiemense wat nie meer na ons wil luister nie, wat nie meer deure vir ons wil oopmaak nie, maar Adventiste Wêreldradio Afrikaans, enige plek in die wêreld kan ek nou op my selfoon gaan, opgaan in my taal na 'n boodskap luister, 'n 3 engele boodskap, en ek kan dit aflaai, luister en ek kan dit deel met iemand. En ek kan iemand se nie net fisiese lewe red nie, wat ons al stories gehoor het van hoe dit gebeur, maar iemand lei tot 'n besluit maak. So my deel is om deel te wees van daardie span om die werk klaar te kry, want ek wil huis toe gaan. Amen. Baie Ja. dankie, Chanel. Hendrik? Wat doen ek? Nou, dis maklik om 'n leraar te sien en te dink, okay, so jy werk vir die Here. Ek dink ons moet verby dit begin kyk wanneer ons hierdie vraag vra. Wat doen ek persoonlik? So 'n party van ons hierso is dalk in 'n meer professionele kapasiteit betrokke by bediening by die kerk, meer voltyds betrokke by die kerk. Maar dit kan ook net 'n werk word. Die vraag is, wat doen ek in my persoonlike kapasiteit? So ja, ek is die direkteur van Sabbatskool en persoonlike bedieninge wat evangelisasie is en wat evangelisasie oorsien en ek doen reekse en pogings. Maar wat doen ek in my daaglikse lewe?
En ek dink ek het nou vinnig vir leraar Kiem gesê, 'n paar jaar terug het ek vir die Here gesê, maak seker asseblief dat daar altyd iemand in my lewe is met wie ek Bybelstudies kan doen. En vir die laaste 6 jaar was daar nog altyd, sonder dat ek hoef te gaan soek vir hulle, was daar nog altyd iemand wat oor my pad kom, wat die deur net oopmaak vir Bybelstudies. So ek dink dit is die passie waarmee ek besig is persoonlike Bybelstudies met mense. Partykeer is dit paar mense, partykeer is dit net 1 of 2, maar dit is iets wat elke een van ons kan doen. Dit is iets wat elke persoon kan doen. As in mense se huise kom, week na week, verhoudings bou met hulle en hulle bekendstel aan die woord van die Here. Baie dankie leraar. Ek wil terugkom by Andrei en ek dink dit was die jaar 1998 toe dalk 97 toe aanbid van julle in die dink was 'n NG Kerk, dit was die Pretoria Oos gemeente, is dit reg? So daar het ek julle gekry, leraar Gertjie was die predikant, Gertjie Allers. En toe jare daarna, toe kom ek hiernatoe, maar dit was nie hierdie gebou nie, dit was nou, ek dink hier langs aan daar waar die toe het julle aanbid en 2011 was ek by Magali Sig, die predikant Magali Sig in Warmbad. En ek dink daai tyd het julle toe hier iets, die nuwe storie gedoen, né? So dis nou die eerste keer gisteraan wat ek nou in hierdie nuwe gebou is. En ek wil graag weet, wat doen julle hier? Want ek weet julle doen iets, ek het 'n goeie idee, maar vertel ons, wat doen julle hier? Jy weet, jy sê julle ontmoet mense, wat doen julle hierso? Ek dink die belangrike ding. Ek wil sê hierdie ding is daar sy by nader wees. Aan die kant is beter. Ja. Wonderlik. Wat ons hier doen is soos hulle sê meet and greet. Jy weet, dis daai eerste gesig wat jy kry en ons het 'n deli hierso en ons doen plantgebaseerde kosse, gesondheidskosse. En ek wil sommer van die begin af sê, dis nie salvation by diet nie. Jy weet, baie mense dink oor hierso, as jy nou gesond leef en dit is jy gevrywaar van alles wat gaan gebeur. Nee, dit is nie so nie. Maar dit skep 'n kognitiewe manier om jou gedagtes regtig waar te rig na die Here. En ek kan net praat vir wat dit vir my gedoen het. En dis waarom dit 'n passie geword het. Die passie om mense te help om goeie keuses te maak. En is in daai goeie keuses dat jy sien daar gebeur iets. Hoe dit werk, weet ek nie. Ek kan nie vir iemand sê dit is hoe dit werk nie, maar die feit dat jy kies om te sê ek wil anders te wees in die sin nie om uniek te wees nie, maar om anders te wees deur jou keuses wat jy maak. En ons staan daarvoor hierso by Philadelphia. Ons is 'n geleentheid gebied om hierdie gesondheidswinkel te begin hierso en dit groei elke dag. Daar's elke dag nuwe mense wat inkom en kom vra. En ek dink dis belangrik. Weet, enige gemeenskap, enige genootskap is om iemand te hê op die grond wat nie net eenmal 'n week gebruik word nie. En daai geleentheid is gebied hierso. En dis nie net 'n visie van 'n enkele persoon nie, dis 'n visie van 'n gesamentlike gemeenskap wat sê kom ons bereik die mense deur prakties na hulle toe te kom. En ek dink as daar een manier is hoe jy mense kan help, dan is dit deur hulle lewenstyl. Dis 'n gebied wat nie dreigend is nie. En in my persoonlike lewe het ek 'n passie vir mense. Ek hou van mense. Ja, mense kan vir jou harde tyd gee, mense kan die wêreld vir jou 'n bietjie moeilik maak, maar tog, die Here het gekom vir elkeen van ons en hier is 'n geleentheid wat gebied is om te sê, kom kyk, kom proe, kom smaak. En dit is vir baie mense is dit vreemd. Dit is werklik waar vreemd. Maar daar is 'n deur wat oopgemaak word deur gesondheid en dis wat ons doen. Ons leef hierso om 'n gesondheidsboodskap uit te leef. Dankie, julle maak kontakte. Ja. Wonderlik. So ek gaan nou kom by leraar Hendrik.
Die wêreld is al hoe meer besig om te ontwikkel in 'n omgewing wat godsdiens nie meer as 'n absolute waarheid ondersoek nie. Hoe verkondig ons die evangelie in 'n wêreld waar mense nie meer vra wat is waar nie, maar eerder wat maak vir my sin? Dinge raak relatief nou, daar's nie meer absolute waarhede nie. Ja, as ons na die slim mense luister, dan sal hulle vir ons vertel, daar was eens op 'n tyd 'n modernistiese era. En ek dink dis 'n era waarin baie van ons wat hier is, die besluite geneem het wat ons geneem het om die Here te volg. En dit was 'n era waarin iemand met oortuiging feite oorgedraai het en dit het sin gemaak, dit het mense die waarheid raak gesien in die feite, in die logiese feite, en dit het hulle oortuig. En kort daarna het wat ons in die laaste klompie jare beleef het, die postmodernistiese wêreld ingegaan, waar mense al hoe meer begin sê het, wat vir jou waar is nie noodwendig vir my waar nie. En ek sal my waarheid besluit. En net die feit omdat jy, of die feit dat jy sekere feitelike stellings maak, beteken nie dat dit my waarheid moet wees nie. En in hierdie tyd het die wêreld, en veral die westerse wêreld, waarin ons beweeg ook hier in Suid-Afrika, het 'n sekulêre wêreldbeskouing begin hê, wat sê, godsdiens is irrelevant, godsdiens maak nie meer saak nie, en ons kan na baie van ons tradisionele kerke in Suid-Afrika kyk, en sien dat daardie kerke se getalle neem af. Ons kan op 'n Sondag rondry na jou groot kerke toe, wat in die verlede paar 100 tot 1000 mense ingesit het, en daar staan 'n paar karre. Want mense sê net godsdiens het nie meer die betekenis in my lewe wat dit voorheen gehad het nie. Nou, ons kan baie negatief daaroor dink en sê, ja, sien, die wêreld het verwêrelds en het heidens geword en dit is baie sleg en lelik. Maar die realiteit, die werklikheid is, daardie mense moet bereik word. Daardie mense wat daardie wêreldbeskouing het, moet bereik word. Deesdae begin ons 'n nuwe wêreldbeskouing sien, en ons noem dit postsekularisme, wat sê, mense is nie meer anti-godsdienst nie, of anti-geloof nie. Mense staan eintlik baie apaties teenoor geloof deesdae. En ek is seker, die Here is besig om vir ons 'n venster van geleentheid oop te maak, waar die wêreld in die vorige 2 of 3 dekades anti-godsdienst was, die westerse wêreld. Begin die westerse wêreld al hoe meer neutraal staan teenoor geloof. En ons kan hierdie geleentheid gebruik om mense te begin bereik. Die realiteit is, ons kan nie hierdie tipe mense bereik, nog steeds, deur net vir hulle feitelike inligting te gee nie. Ons kan nie net vir mense sê, hier's die waarheid, glo dit, want die Bybel sê dit nie. Want dit spreek nie tot hulle menswees in hulle wêreldbeskouing nie. So hoe bereik ons daardie mense? Ek dink dis die vraag wat jy gevra het, Leraar Kim. Wel, mense wat in hierdie meer postmodernistiese, postsekulêre wêreld hulle self bevind, is mense wat staat maak op belewenis. Hoe ervaar ek die wêreld? Hoe ervaar ek mense? Hoe ervaar ek geloof? Eerder as net, want die Here het so gesê. En om daardie mense te bereik, moet ons seker maak, dat die mense om ons, en veral wanneer ons jonger mense wil bereik, ons jeug is daar besig in hulle eie lokaal, en hier sit ons met mense wat van 'n ouer generasie is. As julle jonger mense wil bereik, gaan dit absoluut noodsaaklik wees, dat hulle 'n goeie ervaring met julle as mense het. Om westerse mense vandag te bereik, beteken, ons moet 'n goeie ervaring by hulle. Dis nie meer, kom want die Here het so gesê nie. Johannes 1 vers 46 is vir my so kragtige teks, waar Nathanael wie's die, of is dit Filippus wat vir Nathanael sê, ons het die Messias gekry. En hy sê, kan nou iets goed uit Nasaret uitkom? En hy sê, kom en sien. Kom en beleef, kom en gebruik jou sintuie, kom neem in, kom ervaar 'n ervaring met hierdie Jesus. Ons geloofstaal moet anders begin klink in die westerse wêreld. Dit moet nie meer 'n verdedigende, ons is reg want ons het die waarheid en julle moet vir ons luister nie. Ons geloofstaal moet 'n belewenissstaal wees.
Kyk na my lewe, kyk na hoe ek met mense omgaan, kyk die interaksie wat ek met mense het, en dit sal mense aanraak om meer belang te stel in die geloof. En dit beteken 'n lewenswyse van evangelisasie. Amen. So ek wil vir leraar Hendrik nou hierdie vraag vra. Toe ek groot geword het, evangelisasie was gelyk aan 'n evangelis wat na die dorp toe kom. En daai jare het ons die stadsaal gehuur. En dan moes 'n mens toestemming kry om die advertensies in die dorp uit te gee. Dit was nogal baie erg, want dit was basies beheer deur die staat en kom ons sê die Drie Susters Kerk. Jy kon nie sommer net enigiets uitgee nie. En ek weet baie dinge het nou digitaal geword en daar is ander maniere om nou in die publiek te evangeliseer. Maar die vraag wat ek vandag het is, ons as individue, hier sit baie mense hier met 'n begeerte in hulle hart om siele te red vir die Here, maar hulle sien hulle self nie op 'n platform of 'n verhoog om te preek nie. Nou die vraag wat ek het is tweeledig. Wat doen ons as individue, lidmate in die kerk, en hoe pas die publieke evangelisasie nog in die prent, of pas hy in? Ek dink as ons net daarna kan kyk asseblief. Dankie. Verseker pas publieke evangelisasie nog in die prent. In Handelinge sien ons dat die vroeë kerk, die apostels, het in die huise en in die publiek het hulle die evangelie verkondig. En hierdie twee is nie 'n een of die ander nie. Dit is 'n samewerkende metode van evangelisasie doen. Nou, Jesus in Matteus 28 vers 19 gee sy laaste marching orders, soos die Engelsman sê, vir die kerk. En hy sê nie vir hulle gaan en doen evangelisasie nie. Jesus sê vir die kerk, gaan en maak disippels. Gaan en maak disippels. En korporatiewe evangelisasie het absoluut sy plek. Ons gaan nou dit verduidelik. Maar jy en ek het as individue, as enkel persone, as die mens waar jy leef en waar jy werk en waar jy bure is met iemand en waar jy familie het 'n verantwoordelikheid as deel van die kerk van God om disippels te maak. En dit was nooit Christus of die apostels se denkwyse dat hulle wat die leiers is, die verkondigers van die evangelie moet wees nie. Dit was die kerklidmate se verantwoordelikheid om dit te doen. Nou, hoe doen ons dit? Wel, ons het nou so 'n bietjie daaraan geraak met jou vorige vraag. In Ministry of Healing, bladsy, wat is dit, 143, 140, ek sê heeltemal seker nie, sê weer? Ek dink is 143. 143, maak sy die stelling en sy sê, Christus se metode alleen. Nou hoor op die klem van alleen. Daar is nie 'n ander metode wat gebruik kan word nie. Sy sê Christus se metode alleen sal sukses verseker in die bereik van mense. En dan is ek baie onseker, want hoe moet ek doen wat Jesus gedoen het? Maar dan verduidelik sy, wat het hy gedoen? Die verlosser het met mense omgegaan soos een wat hulle belange op die hart dra. Hy het in hulle behoeftes voorsien. Hy het hulle vertroue gewen. En dan het hy vir hulle gesê, kom en volg my. En so het ons nodig om 'n kopskuif, 'n paradigma skuif in ons denke te maak van evangelisasie is iets wat by die kerk gebeur 2 of 3 keer 'n jaar. Ek is evangelisasie. Dit wat mense in my sien is evangelisasie. My handel en wandel met mense elke dag. Is ek iemand wat met mense omgaan, soos iemand wat hulle belange op die hart dra? Is ek iemand wat in mense se behoeftes voorsien, waar dit vir my moontlik is? Is ek iemand wat mense se vertroue gewen het? Weet my buurman, as hy 2 uur in die oggend 'n probleem het, is daardie buurman die een wat ek kan bel en hy sal daar wees. Amen. En uiteindelik is ek die een wat vir mense sê, kom volg hierdie Jesus wat ek volg. So dit gaan oor verhoudings, en dit vat tyd.
So dan nou hier gehoor van mense wat al jare Bybelstudies kry. Dit gevat tyd. Hoe skakel hierdie tipe werk van verhoudingsbou as evangelisasie in met korporatiewe of publieke evangelisasie? Ek droom oor die dag wanneer ons 'n poging gaan hou en ons nie 1 sent spandeer aan advertensie nie. Maar die mense wat kom, sal kom omdat ons met hulle verhoudings gebou het en ons hulle gebring het. En dan het publieke evangelisasie, dan het pogings, dan het hierdie uitreikingswaarde, want is mense wat alreeds verbind is aan die tipe mense wat ons is, omdat hulle van ons hou, omdat hulle vriendskappe met ons ontwikkel het. So, dis nie die een of die ander nie. Ons moet werk om verhoudings met mense te bou, vriendskappe te ontwikkel, sodat ons hulle uiteindelik na die Here toe kan bring. Baie dankie daar Hendrik. Ek wens ons het die heel dag tyd gehad, né? Maar ek sien die horlosie hardloop. Ek wil graag vir ons paneel hierso vra. Jy weet 'n engine het 'n starter nodig, né? En daar op die plaas waar ek groot geword het, was 'n ou Massey Ferguson 165 en die ding se starter het nie gewerk nie. Dan moet jy hom so teen 'n helling parkeer. Jy weet, wie weet waarvan ek praat? Weet julle waarvan ek praat? Battery heel model. Ons moet jy hom daar laat afhardloop, maar in die winter is dit 'n ander storie. So, wat is julle starter? Is daar 'n vers in die Bybel wat julle dryf in hierdie bediening? Enige iemand? Jelse, is jy reg? Ek sal sê, ek kan niks doen sonder Jesus nie. So eerstens, my starter is, ek het 'n gebedsspan nodig. As ek nie gebed het nie, kan ek niks verder doen nie. Want dit is daai mense wat in gebed vir my tree, as ek vassit of my kar sou dalk gaan staan het, of ek het 'n probleem, of ek het nie meer petrol nie, is dit daai mense wat ek op kan steun en na toe gaan. So, ek hou van Psalm 146 vers 2, wat sê, dat die Here is daar in ons benoudhede. Hy is vir ons 'n vesting, hy is vir ons 'n krag en 'n hulp. En dit is my steun. Jou enigste steun wat jy werklik het is Jesus Christus. En ek sal sê, as jy, ek wil byvoeg, dat jy hoef nie altyd 'n groot getuie te wees nie, en party mense van ons het daai gawe, maar daar's daai mense wat 'n stil getuie is. Stil getuies is my baie belangrik, want 'n stil getuie is daardie persoon wat jy nooit sien nie, maar wat altyd bly bid vir jou. Amen. Ek dink mense starter of my starter is die vers wat sê, ek sal jou kragte hernie wanneer jy slaap. En ons as mense het rus nodig. En ek dink dis 'n groot ding waarmee Satan ons besig hou, is om altyd besig te bly en ons rus nooit nie. So jy raak moeg vir dit wat jy doen. En dis nie wat die Here van ons verlang nie. Hy verlang nie dat ons jouself moet stikkend werk, want wie doen die werk eintlik? Dis die Here wat die werk doen. Ons is die instrument waardeur hy werk, en jy moet daai beeld wees van rustigheid. Ek het vrede in Christus. En daai rustigheid, daai kalmte is wat my engine draai. Soos daai Massey Ferguson wat 'n battery heel model genoem word, want hy het 'n afdraande nodig. Hy het nie kan nie self start nie. En die Here, hy is die een wat vir ons daai krag gee. En ons moet in hom rus. Wanneer ons in hom rus, gee hy die krag. Want hy onderhou ons. Ons onderhou nie die Here nie. Die Here onderhou ons. En dit is my starter daai. Van ek in die Here se hande rus. En hy gaan my aan die gang kry. Dankie. Arthur, het jy een? Esegiel 2 vers 7. Ek het 46 jaar oud geword voordat ek die 3 engele boodskap gehoor het. En ek het myself gevra, hoe is dit moontlik dat 'n mens eers daai ouderdom moet bereik in 'n Christelike land voordat 'n mens dit kon hoor? En toe iemand het vir my lank voor die tyd vir my 'n teksvers gegee, Esegiel 2 vers 7, wat sê, jy sal gaan en jy sal my woorde verkondig. Hulle sal hardnekkig wees, maar jy sal dit doen. Toe begin dit vir my nogal sin maak, en dis hoekom ek toe nou begin betrokke raak het. En ek meen, nou gee die Here vir jou in Matteus 28, gee vir jou die opdrag om te gaan. En nou gee hy in Openbaring, eerste keer wat ek dit toe nou hoor, in Openbaring 10 vers 11, wat hy sê, jy moet weer profeteer aan alle mense. So dit is redelik my staat. Amen. Dankie.
Ja, ek dink een van die groot tekste in die Bybel wat vir my vreeslik baie beteken, is Psalm 119, 105. Die Here sê, "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad." Daardie lamp wys vir jou waar sit jy jou volgende tree neer. Die lig is waarheen is jou pad. En baie keer op die pad, dinge gaan verkeerd. Jy voel baie keer jy sê die verkeerde ding binne 'n Bybelstudie. Jy voel ek het dit dalk nie goed genoeg gedoen nie. Maar een ding wat ek vir julle wil vertel is, die Here gryp in. Die Heilige Gees gryp in. Baie keer sê jy die verkeerde ding, maar dit is nie hoe die ander persoon dit hoor nie. Want daar is 'n buffer van veiligheid en beskerming, en dit is absoluut van bo af. Want ons is mense met gebreke. Jy sal foute maak een of ander stadium. Maar die ander ding wat ek ook geleer het in my lewe is, die Here vra net vir jou om gewillig te wees. As jy gewillig is, hy maak op vir die res. Hy sal jou leer, hy sal jou rig. En nie na toe of daarna toe nie, die ou wat die meeste kry as jy 'n Bybelstudie aanbied vir iemand anderster, is die aanbieder. Amen. Dit is daardie woord wat daar lê, is ek ongelooflik voorlief. Want as jy 'n studie aanbied, en ek ervaar dit tot vandag toe nog na jare se aanbieding, dit is soos endorfine, jy raak verslaaf daaraan. Amen. Dit is die hoogtepunt, is om met iemand te kan deel. Dankie. My ervaring. Chanel, het jy 'n vers vir ons? Leraar, ons 'n nuwe vers, wel dis 'n vers waarmee ek dink baie van ons groot geword het. Daai vers van Matteus 7 vers 12 wat Jesus sê, doen aan ander wat jy aan jouself gedoen wil hê. En daai vers het vir my heeltemal ander betekenis hierdie jaar gekry, en Fanny het al gehoor hoe ek hierdie verduidelik ook. Want dit gaan baie gepaard as mens verder hierdie vers gaan lees in Koning van die Oë hoofstuk 70. En ek wil graag vir almal van u wat vandag hier is, hê net 'n vinnige gedagte om te dink, dit wat jy nou weet van die Here en van die Bybel is skielik weg. Dis weg. Hierdie lig wat ons van praat, hierdie verhouding wat ons van praat is gone. Jy het dit nie. Jou lewe lyk absoluut anders. En hoe bereik ons dan, hoe sou jy bereik wou geword het om hierdie boodskap te hê? En dit gaan nie noodwendig meer deur pogings gebeur nie, soos Leraar nou vir ons baie ook gesê het. Maar Jesus sê vir ons in Matteus 7 vers 12, dit was nou wat jy sou wou hê moet ander aan jou moes kom doen het, gaan en doen dit. Hoe graag sou jy die boodskap wou gehad het? Leraar Kiem, hoe graag sou Leraar die boodskap wou gehad het as Leraar dit nie gehad het nie? Om nie die ewigheid te mis nie. Om nie, want onkunde gaan nie 'n verskoning wees eendag nie. Maar om iemand in jou huis te hê om vir jou Bybelstudies te gee, om na 'n kerk toe die lewensboodskap te kry, as jy dit nie gehad het nie, wat sou jy wil hê enige iemand in enige gemeente moet doen, die ekstra myl insit, daai persoon wat 2 uur in die oggend die deur is waartoe jy kan gaan, om daai werk te doen, wat sou jy wou hê iemand anders moet doen? En Jesus sê vir ons in Matteus 7 vers 12, gaan en doen presies dit. Amen. Amen. Dankie, Leraar Hendrik. Niemand van ons wat hier sit vandag hier in 'n vakuum nie. Jy sit vandag hier omdat iemand eers die tyd gevat het en die taak ernstig opgeneem het om vir iemand te gaan vertel. En dit kan vir jouself wees, soos in van ons gevalle, en miskien was dit vir jou ouers gewees of jou grootouers. Maar iemand het die verantwoordelikheid gevoel om die evangelie te deel. En dis hoekom jy hier sit. Dis hoekom ek hier sit. Die waarhede van Adventis wees, die pragtige waarhede van 7de dag Adventiste Christen wees, het nie in jou lewe net uit die lug uitgeval nie. Iemand het dit vertel. En as ek dink aan wat jy gevra het, wat is jou starter? Wat is jou die ding wat jou motiveer? As jy 'n persoonlike belewenis met Jesus gehad het,
as jy genade eerstehands ervaar het, as jy verlossing beleef het, as jy vergifnis van sonde beleef het, as jy ontdek het dat daar 'n toekomshoop is, dat hierdie wêreld is nie al wat daar is nie, daar's iets beters, hoekom wil jy dit nie deel nie? Hoekom wil jy dit nie vir ander vertel nie? Hoekom wil jy dit nie vir mense vertel nie? Niemand van ons moet almal bereik nie. Maar almal van ons moet iemand bereik. Amen. En ek dink aan die teks, as ek nou die teks wat 'n sterk motivering vir my is in hierdie werk van sending kan uitlig. Dis 'n paar verse in Romeine 10. En die hele Romeine gebruik Paulus om hierdie pragtige verlossingsboodskap oop te breek en van verskillende hoeke af na te kyk. Hoe lyk verlossing? Wat beteken dit dat Christus ons gered het? Wat is geloof? En al hierdie dinge waarna hy kyk. En dan kom hy hier in Romeine 10 en hy maak hierdie volgende stelling. In Romeine 10 van vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. En ek dink, ag, dankie Here dat ek daarom u naam kon aanroep en verlos word. En ek kan my Bybel toeslaan en ek's klaar. Maar Paulus het nie klaar geskryf nie. Want hy sê, hoe kan hulle hom dan aanroep as hulle nie tot geloof in hom gekom het nie? En hoe kan hulle in iemand glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat dit verkondig? En hoe kan hulle verkondig as hulle nie gestuur word nie? Soos daar geskryf is, hoe lieflik klink die voetstappe van die wat die goeie nuus verkondig. Amen. Amen. Dankie Lera Hendrik. Daar's 'n vers wat my dryf. En soos baie van julle weet, het ek daar in die Mariko Bosveld groot geword. En ons het met beeste geboer. En dit was reigbosse. Dit was nie oop vlaktes nie. So jy kan nie net daar by jou huis staan en kyk hoeveel beeste wei daar op die heuwel nie. Jy moet fisies soontoe gaan by die syping, by die waterkrib. Ons het 'n heining om die waterkrib gesit en dan tel jy die beeste in. So jy hou die hekkie toe en dan kom hulle in, jy tel hulle in om te kyk, is almal daar. Nou daar was siektes soos hartwater, wat jou diere kan plat trek. Daar was luiperds, hyenas, daar was diefstal, strikke, baie goed kom met daai beeste gebeur het, weerlig. En jy tel hulle, en dan sien jy, daar's 1 kort, of daar's 2 kort, of daar's 5 kort. Wat gebeur nou? Gaan jy nou huis toe? Johannes 10 vers 16, ek het nog ander skape, wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees 1 kudde, 1 herder. En as ons net kan besef dat, soos my pa nou die eienaar was van die diere, ons moet gaan kyk, is hulle almal daar. Ek gaan vir julle sê, almal is nie hier nie. Daar's nog ander, wat in gevaar is, hulle moet gebring word. En dis wat my gedryf het, om in daai bosse te loop, met daai luiperds en goed daar ook. Jy loop en jy soek, en jy bid, en jy soek, en jy soek, en jy bid, totdat jy almal gekry het, dan kan jy gaan rus. Ek wil vra, miskien is daar 'n getuienis, ek sien ons tyd is nou basies verstreke, maar iemand dalk met 'n getuienis wat iemand ons kan deel. Ek kan dalk. Dankie. Knoppie gedruk daar sy. So rukkie terug kry ek 'n oproep van iemand. Ek weet nie van u wat al geluister het na ons nuwe, dis 1 minuut. Dis minder as 1 minuut wat ons elke oggend uitstuur. Dis 'n bemoedigende belofte. Dit is leraar het nou gepraat van praat met mense van hoe hulle voel, waar hulle is, hoe hulle iets beleef. En daardie beloftes is gebaseer op hoe voel jy? Dis moed vir die dag. Dis net 1 minuut lank. Dis nie eers 15 minute of iets nie. Ons hou nie rekord of van nie, dit travel oral rond. So 7-8 weke terug kry ek 'n oproep deur iemand. En omdat dit in Afrikaans is, was hierdie 1 minuut aangestuur na hierdie een vrou toe wat in 'n ander land bly. Dis in Afrikaans, sy bly in 'n ander land, nog steeds haar taal en van gebed. En sy was op 'n baie slegte plek.
En een dag bel sy haar ma en sy sê vir haar ma, ek wou selfmoord pleeg en ek het nie, want ek het die laaste tyd so bemoedig gevoel en God weer gehoor. Net deur 'n boodskap, en dit is nie ons wat dit net deel nie, dit is iemand het daai share knoppie gedruk en het by haar uitgekry. 'n Paar maande terug kry ek 'n oproep in die middel van die aand, Heinrich wat my bel, hulle is dringend op soek na 'n predikant, iewers in Gauteng, ek is nie seker waar nie. Gelukkig, en ek dank die Here dat daar mense is wat daai share knoppie druk en die Adventiste Wêreld Radio Afrikaanse boodskappe deel met ander. Dus ek sê, daar's 'n program en 'n flavour vir almal. Maar in die middel van die aand, in plaas van 'n vrou wat haar lewe ook wou geneem het, het sy besluit sy gaan op die knoppie druk van die link wat sy gekry het en 'n gebedsversoek ingesit. Ek is te laag, asseblief kom help my. En ons was gelukkig iemand by haar kry. En so kan ek stories aanhou. Maar die Here gebruik so iets net deur ons. Iemand het nou genoem, ons weet nie dalk wat om te doen of ons voel nie bevoegd om te preek en want almal het verskillende gawes. Klik net die share knoppie, deel net, want die persoon by wie dit uitkom, ons weet nie wat agtertoe deure aangaan nie, die Here weet. Maar laat ons harte oopmaak vir die Heilige Gees, wanneer hy dit op jou hart sit, om te sê, share, stuur dit vir vriende, stuur dit vir familie, vir kollegas, vir mense wat jy nooit aan gedink het nie. Want jy kan 'n lewe red, fisies, wat nog nie 'n besluit gemaak het vir die ewigheid nie. En daai lewens sal ons eendag sien as ons in die hemel is. Amen. Gisteraand, ek weet nie van julle wat hier was nie, maar iets wat my baie getref het was, as jy nie gaan nie, wie sal gaan? Jy kan dalk iemand se lewe red, wat iemand anderste nie kon nie. En ek onthou van 'n geval wat ons 3 jaar mee gesit het met Bybelstudie. En die persoon was baie bang vir water. En ek het vir leraar Werner gevra om saam met my te gaan. En na 3 jaar, uiteindelik het die tannie, het ons vir haar gesê, tannie, ek gaan nou nie na haar naam noem nie, maak net die deur van geloof waarwyd oop en maak die deur van ongeloof toe. En met die krag van die Heilige Gees het hy haar oorreed om gedoop te word en ons het 'n privaat doop vir haar gehou en sy is toe nou gedoop. Sekere maand, ek dink daarna, 'n maand en 'n half is sy oorlede. Maar die Here sê vandag, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Amen. Amen. Baie dankie. Leraar Hendrik, het jy dalk ietsie op jou hart? Ja, ek kan dalk deel van in die getuienis deel en dalk net 'n klein oproep maak. 'n Klompie jare terug begin ek met hierdie gesinnetjie Bybelstudies doen. Ma en dogter. Die pa is daar, maar hy stel nie baie belang nie. Hy luister, maar hy neem nie deel nie. En vir 3 jaar lank doen ons Bybelstudies. Nou, 'n reeks Bybelstudies vir doopvoorbereiding is gewoonlik so 6 maande. Dan sê deur die reeks. 3 jaar lank, een reeks na die ander. En ek raak dan partykeer moedeloos en dan raak ek weg en ek sê vir die Here, maar ek moet anders vir hulle stuur en dan kry ons baie weer. En dan gaan ons aan met Bybelstudie. Na 3 jaar is die hele gesin gedoop, pa, ma en die dogter. En die antwoord daarop is nie omdat my Bybelstudies die verskil gemaak het nie. Dit is omdat 'n verhouding gebou is. Jy kan nie week na week in iemand se huis sit en jy word nie vriende nie. Naderhand het dit nie meer gegaan oor die Bybelstudies nie, dit het gegaan oor hoe gaan dit by die werk? Wat is die uitdagings by die skool? Is daar iets waarvoor ons kan bid vir julle? Daai verhoudings wat gebou word. Ek dink as ons van die paneel af iets kan wegvat vandag, soos wat ons begin afsluit, leraar, is jy kan iemand bereik. Elke een van ons kan. Die Here vra nie dat almal magtige en kragtige predikers en publieke evangeliste moet wees nie. Die Here vra nie dat almal van ons
sekere voltydse bedienings moet hê nie. Die Here vra nie eers dat elke een van ons moet Bybelstudies doen nie. Maar hy vra dat elke een van ons iemand moet bereik met sy liefde. As jy daardie liefde self ervaar en beleef het, hoe kan jy dit vir jouself hou? Deel dit net. Vertel vir ander, leef dit uit. En jy gaan ongelooflike getuienisse en wonderwerke beleef, net omdat jy jou geloof uitgeleef het. Amen. Baie dankie Here Hendrik. Ons gaan nou afsluit en hierdie tyd van die dag voor die erediens het ons gewoonlik 'n sendingverhaal. Maar vandag het ons nou nie 'n sendingverhaal nie, ons het nou iets meer prakties beleef. Noem dit buurtsending. En ons gaan nou die geleentheid hê om 'n offergawe aan die Here te bring. So ek wil vra dat ons diakens asseblief sal vorentoe kom en dat u asseblief die offergawe sal opneem en dan sal ons afsluit. Baie dankie.